Hoi almal, ek is Danel en ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Nou, ek wil graag 'n klein getuienis met julle deel. Ja, en ek het eintlik die hele week sit ek met dit in my hart en praat ek met die Here daaroor en ja, daar's net soveel diepte rondom so 'n klein dingetjie wat die Here klein maar tog groot in ons as gesin se lewe ja, wat so kosbaar is wat 'n mens daaruit kan leer en ek dink die rede is hoekom baie mense voel hulle bid dalk of niks in hulle lewe verander nie en die rede hoekom ek dit deel is om vir jou te kan wys maar kyk God luister, dit hang net af hoe jy vra en of jy natuurlik vra in die eerste plek. So wat gebeur het, ons is nou al presies 'n jaar in die nuwe huis wat ons huur en wat die Here vir ons op 'n wonderbaarlike manier moontlik gemaak het om in te kom woon. Hy het vir ons die selfde huur gegee as die vorige huis wat ons uit moes gewees het en ja, is met soveel meer ekstra en ja, dit vir ons op die huis vir ons laat ons het gewag die eienaars wat eintlik gehad het ons moes vroeër inkom, maar hulle was bereid om te wag vir ons vir 2 maande totdat ons vorige huurkontrak verval het. So daar's net klomp dingetjies wat die Here absoluut bonatuurlik ingegryp het dat ons hierdie huis kon kry. So ons het 'n 2 jaar huurkontrak geteken en toe maar daar is in die kontrak is daar wel uiteengeset dat na die eerste jaar gaan die huur opgaan. En ons het met dit alles in gedagte weet ons die Here het ons die huis gegee op bonatuurlike maniere, weet die Here sal vir ons voorsien. En ek het verlede naweek toe laat ek net gaan kyk wat ons betaal ons huur gewoonlik die 7de van elke maand. Daar is Sondag, so sê ek vir Kirsty, ek moet die kontrak uithaal dat ons net kan sien weet hoeveel die huur is wat ons nou gaan moet betaal. Jy weet laat ons nou net op weet dat ek nou weet wat dit moet wees, die bedrag moet wees en ek haal die kontrak uit en ek sien wat die bedrag is wat ons mee moet gaan opgaan 7%. En in my hart weet ek, joh, dit is bietjie baie geld wat ons gaan moet betaal, wat jy nou ekstra moet uitgee. 'n maand wat mense nie eintlik het nie, want wie het dit in vandag se tye? Niemand het ekstra geld om weet uit te gee nie. Almal probeer al klaar so spaarsame lewe as wat hulle kan. En maar ons besluit te weet, ons gaan net daaroor bid. Dit help nie mense, ek sê toe ook vir die Here, weet ek kan nie verwag van hom omdat ons hier nou glad nie met opgaan nie, want ek weet hierdie mense by wie ons hier moet ook hulle verband betaal, jy weet, en weet inflasie gaan, weet dit is die inflasie gaan op en dit is net alles word duurder. So weet mense moet regverdig wees ook en ek weet ons het geteken en ingestem dat dit hier sal wees wat dan sal opgaan. So maar ons weet ek glo in my hart dat as ek dit vir hom gee, toe ek nou weer daaroor bid, dat hy die beste vir ons sal laat geskied, want as hy nie vir ons weet, dat hy dan vir ons ten minste die geld sal voorsien dan om hierdie huis dan nou te kan betaal, die ekstra huurgeld. En ons los dit net by hom en ek het die maandagoggend weer gebid en net vir die Here gesê, weet, ek los alles by hom en ek dank en loof hom dat hy die beste vir ons, wat hy vir ons in gedagte het, sal laat gebeur. En ek het skaars klaar gebid, toe kom daar 'n e-pos deur, en die Here is so amazing. Dit is nou ons, die eienaars van die huis, en hulle het 'n boodskap gestuur om te sê, dit is verskriklike oulike mense, hulle het gesê, weet, baie geluk met julle 1 jaar herdenking van julle huis wat julle nou in bly, en ja, hulle weet die huur gaan nou op met 7%, maar sy en haar man het gepraat en hulle het besluit, hulle, ons is sulke goeie huurders, so hulle wil graag die huur net met 4% opsit en nie 7% nie. Maar weet jy nee, ek was so verstom en verbaas, is asof, jy weet jy my met koue water gooi, want
ek weet dit is absoluut die hand van die Here. Ek weet dit is wat die Here kan doen en nog steeds kry dit reg om my net elke keer uit te bal met hoe op tyd hy net ook is. En ek het daardie aand toe sê ek vir almal in die gesin, vir die kinders veral, sê ek kom vanaand met ons die Here dankie sê, ons moet hom dankie sê dat hy so groot wonderwerk gedoen het in ons lewe en ek vertel hulle die hele storie en ek sê vir hulle, en dit is wat ek graag wil deel, wat ek sommer met hulle, wat ek vir hulle gesê het, en ek sê vir hulle, baie mense het hierdie idee dat, jy weet, jou verhouding met die Here moet wees, jy, weet, hy is God daarbo en jy is mens hieronder, jy moet net reg lewe en maar dinge vat soos dit gaan en, jy weet, maar hoop vir die beste. En ander mense weer, lewe so godsdienstig nou weer in 'n mate dat hulle byvoorbeeld, jy weet, hulle het ook nie daai in diepte verhouding met die Here nie. Hulle lewe net sodat hulle werke byvoorbeeld hulle in die hemel kan kry. Dit is wat hulle natuurlik glo. En ek sê vir hulle, jy weet, dit is belangrik, die Here, die dag toe God die aarde geskape het, toe hy die mens geskape het, was sy doel, ja, hy wil hê ons moet hom aanbid, hy wil hê ons moet erkenning gee dat hy God is, maar ook waar hy daardie, weet, net tyd saam met ons kan spandeer, dat jy net lekker met hom kan gesels, dit is wat hy gedoen het, hy het gewandel in die tuin van Eden saam met Eva en saam met Adam, jy weet, hy het met hulle geloop en met hulle gesels, selfs en hier nog later het hy, hoeveel jare lank het hy saam met hom gestap, elke dag, net met hom gestap en gesels, die Here wil hê, ons met dinge wat ons pla, en enige ding, wat opkom in jou gedagtes, jou daaglikse lewe, wil hy hê, jy moet met hom deel, en ek sê, baie mense sal gaan, en as hulle nou hierdie kontrak sien, of wat ook al in 'n lewe kom, as hulle daaroor begin kla en murmureer, en sê, ja, maar hoe gaan ons dit betaal, en die huur gaan op, en ons gaan dit nie maak nie, en die een negatiewe ding na die ander negatiewe ding sê, in plaas van om dit net te vat, en dit voor God te gaan lê, en sê, Here, U weet, U stap die journey saam met ons, U het die huis vir ons gegee, U weet wat ons finansiële situasie is, en ons gee dit vir U, en ons weet, U sal vir ons 'n plan maak, en op U manier, en dit is goed, en los dit by hom. Weet, en die Here eer dit, en dan, hy se Vader, hy wil hê, weet, dit moet goed gaan met sy kinders, en al antwoord hy jou nie altyd dadelik soos wat jy sou gehoop het nie, verder langs die pad het hy wel oplossings, gaan jy wel die groter prentjie sien, maar al wat jy hieruit kan leer is dat, vat dinge na die Here toe, sit dit voor hom neer, hou op om so bekommerd te raak oor dinge wat jy in elk geval niks aan kan doen nie. Weet, lê dit by sy voete en hy is 'n getroue God. As hy sien jy's regverdig en as hy sien jy doen die regte ding en jy streef daarna om weet soos Jesus te lewe, jy streef daarna om die beste weergawe te wees van wat God beplan het vir jou om te wees, dan sal hy jou seën en hy sal jou paaie gelyk maak. Dit is nie noodwendig altyd geld nie of weet weelde nie, maar klein dingetjies wat hy sien wat regtig jou kan help en daai pad vir jou gelyk maak, dit doen hy. En dit is wat ek graag by julle wil los vandag. Ek gaan lees in Jakobus 4 vers 2, staan daar geskrywe dat ons kry nie, ons ontvang nie omdat ons nie vra nie. So dit is baie belangrik dat ons as kinders van die Here, natuurlik moet jy nou net gaan vra, Here kan nie vir my R1 miljoen byvoorbeeld gee nie, want die Here gaan natuurlik dit nie vir jou gee nie. Vir iemand sal hy dit dalk gee, want hy weet daai mense se hart is opreg en hulle gaan dit vir die regte redes aanwend en gebruik, maar ander mense, jy weet, sê altyd hulle sal daai geld vat en hulle sal 10de vir die kerk gee, maar jong, geld is 'n lelike ding, jy weet, so eintlik die liefde daarvoor, moet ek eerder sê, geld is nie die probleem nie, dis die liefde vir die geld en dit wat die vyand, daai begeertes wat hy in jou losmaak, wat jy met al daai geld kan doen. So deel die klein dingetjies wat jou pla, deel die groot dinge, deel alles in jou lewe met die Here en jy gaan begin 'n groot verandering sien. Begin met hom praat regtig waar soos
as hy deel is van jou lewe, want hy is. Dit beteken nie omdat ons hom nie kan sien dat hy nie daar is nie. So ek wil dit net graag by julle los vandag en sê, weet, God is werklik, hy sien raak wat in ons lewe aangaan en selfs in die klein dingetjies, weet, is hy daar en dit is 'n groot les wat ek wou gehad het my kinders moet leer en sien en wat hulle elke dag beleef en dan natuurlik is dit baie belangrik om vir die Here dankie te sê. Al is dit net vir die kleinste ding wat hy vir jou deurgekom het, onthou om dankie te sê want dit is belangrik. Dink dit hoe jy voel, jy doen net die groot ding vir iemand en hulle sê nie eers vir jou dankie nie. Ja, baie mense sê ag ja, dit maak nie saak nie, maar dit maak tog saak want jy erken dat God is en dat hy iets groots vir jou gedoen het en dan deel jy dit, daai getuienis, want dit is hoe ander mense kan sien wie en wat hierdie God is wat jy dien en dat hy verdien om geëer en geloof te word. Tot ons volgende keer weer gesels. Shalom.